Ek lees dan vir ons saam uit 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 25 en ons lees vanoggend uit die 2020 vertaling. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan, maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Want daar staan geskrywe, ek sal die wysheid van die wyses tot niet maak en die insig van die verstandiges verwerp. Waar is die wyse man? Waar die skrifkenner? Waar die redevoerder van hierdie wêreld? Het God dan nie die wysheid van die wêreld dwaasheid laat word nie? Trouwens, deur die wysheid van God het die wêreld hom nie deur hulle wysheid leer ken nie. God het verkies om hulle wat glo te verlos deur die dwaasheid van die verkondiging. Die Jode vra tekens en die Grieke soek wysheid. Ons egter verkondig 'n gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok en vir die nie-Jode 'n dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Want die dwaasheid van God is wyser as die van mense en die swakheid van God is sterker as die van mense. Ons lees net so ver. Geliefdes, ons almal ken die klassieke storielyn van 'n held. Dink maar aan enige storie wat jy al op TV gekyk het. Of dit Spider-Man, Superman of Flash is, die storielyn bly altyd presies dieselfde. Daar is altyd 'n stryd tussen goed en kwaad. Die wêreld is in gevaar en dan tree die held na vore en begin hy met die goeie stryd. Dis 'n geswoeg en 'n gesweet, 'n op en 'n af, hierdie kant toe en dan weer daardie kant toe. Die storie bereik sy klimaks wanneer dit lyk of die vyand op die punt is om die oorwinning te behaal. Die storie eindig egter nooit net hier nie, want uiteindelik draai die gety en is dit die held wat die vyand kom verslaan. In elke liewe een van hierdie stories is dit die held wat oorwin met sy krag, sy wysheid en sy almagtigheid. Elkeen van hierdie verhale eindig op 'n hoë noot, want die vyand is vir eens en vir altyd oorwin. Die held staan as oorwinnaar. Die wêreld is gered en die mense juig. Dit is die klassieke storielyn van 'n held. Ons weet dit, die Jode in die Bybelse tyd het dit geweet, en ook die Grieke weet dat dit is hoe hierdie stories altyd eindig. En dan kom ons by die Bybel. Ons lees van Jesus Christus, ons Here en ons God, die held wat gebore word en aarde toe gestuur word om die wêreld te kom oorwin. Die geboorte van Jesus Christus is egter nie onverwags nie. Dit gebeur presies soos wat God deur die profete in die Ou Testament vir ons gesê het dat dit sal gebeur. Jesus word gebore volgens die wil van God en op die ouderdom van 30 begin hy dan in die openbaar preek en begin hy om die evangelie van God te verkondig. En dan is daar skielik 'n wending in die storielyn van Jesus Christus. Skielik loop die storie van Jesus Christus heeltemal anders as al die ander stories wat ons al op TV gesien het. Jesus Christus, die held, verskyn, maar hy is nie wat die mense wil hê nie. Hy kom nie met wapens soos wat die Jode verwag het nie, want hy kom eerder op die rug van 'n donkie. Jesus kom verkondig nie dat ons deur menslike wysheid gered kan word, soos wat die Grieke verwag het nie. Hy kom en dan kom verkondig hy die evangelie. Dan kom verkondig hy dat ons net deur die wysheid van God gered kan word. Jesus kom en dan kom verkondig hy dat hy deur God die Vader gestuur word om ons te kom red. Die storie van Jesus Christus, ons held en ons God, loop skielik heeltemal anders
as al die ander stories wat ons al op TV gesien het. Want Jesus verskyn en hy kom om te oorwin, maar nie deur ander dood te maak soos wat die Jode wou hê nie. Jesus kom en hy oorwin deur self te sterf, deur te kies om in ons plek te sterf. In plaas daarvan laat die mense juig wanneer Jesus aan die kruis sterf, hoor ons eerder hulle gespot. Hoor ons die uittartende woorde. Want red jouself as jy dan nou regtig die seun van God is. Jesus Christus, ons Here en ons God, word deur God die Vader na die aarde toe gestuur om in ons plek aan die kruis te kom sterf. So kom red hy ons. So word elkeen van ons se sondes vergewe en so ontvang ons die ewige lewe. So kom behaal Jesus Christus die finale oorwinning. So word die kruisiging van Christus die klimaks. Dit word die hoogtepunt waar God se wysheid, sy almagtigheid en sy goddelikheid openbaar word. En nog steeds is Jesus die Christus nie wat die mense wou hê nie. Die Jode en die Grieke soek nie 'n God wat in hulle plek aan die kruis sterf nie. Die Jode soek eerder wondertekens en die Grieke soek eerder menslike wysheid om hulle self daardeur te kom red. Jesus pas eenvoudig nie binne die Jode of die Grieke se verwagting van die held wat hulle wil hê nie. Paulus skryf daarom in vanoggend se teksgedeelte vir ons: die Jode vra tekens en die Grieke soek wysheid. Ons verkondig egter 'n gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok en vir die Grieke is dit dwaasheid. Die wêreld kyk vanuit hulle wêreldse menslike wysheid na Jesus se kruisiging en hulle sien dit as die grootste mislukking, as die dwaalste storie wat nog ooit vertel is. Vir die Jode en die Grieke is die kruis van Christus dwaasheid, want die held is mos nie veronderstel om te sterf nie. Dink aan al die stories wat ons al op TV gesien het. Die held is veronderstel om die vyand te oorwin met mag en geweld. Die held is veronderstel om breë bors te staan terwyl die vyand by sy voete lê. 1 Korintiërs 1 vers 18. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan. Maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Die Jode en die Grieke wil nie 'n God hê wat in hulle plek aan die kruis sterf nie. Hulle wil eerder wondertekens en menslike wyshede hê. Wat die Jode en die Grieke nie besef nie, is dat hierdie wondertekens en menslike wyshede ons uiteindelik nie gaan red nie. Hierdie wondertekens en menslike wyshede bring ons ook nie nader aan God nie. In vers 21 skryf Paulus dit vir ons. Hy sê dat dit God se bedoeling in sy wysheid was, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. En daarom, vers 22, het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Daarom is dit God se besluit in sy goedheid en in sy wysheid dat die kerk op 'n Sondag die gekruisigde Christus moet verkondig. Vers 23. Ons verkondig die gekruisigde Christus, want God het in sy goddelike wysheid besluit dat dit die enigste manier is waarop ons gered kan word. Ons kan slegs gered word wanneer ons met hart en mond bely dat Jesus, die gekruisigde en opgestane Here, ook in ons plek aan die kruis gesterf het. Die kruis van Christus lyk vir die Jode en die Grieke na dwaasheid. Dit lyk vir hulle na dwaasheid, want dit lyk of die Romeine op die punt is om die oorwinning te behaal met Jesus se kruisiging. Want Jesus hang dan aan die kruis. Hy uiter die finale woorde, dit is volbring.
Daarna hang Jesus sy kop vooroor en hy blaas sy heel laaste asem uit. Dit alles het gebeur volgens die wil van God. Die Jode en die Grieke kyk so vas in Jesus se kruisiging en sy dood, dat hulle dink dat dit is waar die storie van Jesus Christus eindig. Vanuit die woord van God, die woord wat Jesus self kom verkondig het, weet ons egter dat Jesus se storie nie aan die kruis eindig nie. Ons weet dat die kruisiging van Christus eerder net die klimaks is van Jesus se storie. Indien die Jode en die Grieke dit kan snap dat die kruis nie die einde is nie, maar eerder net die klimaks, dan sou die Jode juis die krag van God in die kruis gesien het. Dan sou die Grieke juis die wysheid van God aan die kruis raak gesien het. Want soos met al die stories wat ons al op die TV gesien het, draai die gety ook uiteindelik in die storie van Jesus Christus. Die gety draai juis aan die kruis van Jesus Christus. 3 dae later is die graf van ons Here en ons held heeltemal leeg. Met Jesus se opstanding is die vyand, die dood en die sonde, deur Jesus die Christus, Jesus ons held, verslaan. Op so 'n manier word die wie glo in die drie-enige God gered. Ons word gered deur dit wat God vir ons kom doen het en ook vir ons kom openbaar het. Ons word nie gered deur die Jode se wondertekens en deur die Grieke se wyshede nie. Ons word gered deur die wysheid van God, wie vir Jesus uit die dood opgewek het. Deur die kruis en die leë graf word dit baie duidelik, vers 25, dat die wysheid van God, wat vir die Jode en die Grieke dwaasheid is, toe al die tyd baie wyser was as hulle eie menslike wysheid. Die kruisdood van Jesus, wat volgens die Jode en die Grieke swakheid was, is toe al die tyd baie sterker as die slimmighede van die Jode en die Grieke. Wanneer ons as geloofsgemeenskap vanoggend 2000 jaar na Jesus se kruisiging aan die voet van sy oop graf staan, dan kan ons nie anders as om God se goddelikheid, sy almagtigheid en sy wysheid raak te sien nie. Ons kyk terug en ons sien raak dat God, vers 19 tot 20, die menslike wysheid van die wyses tot niet gemaak het en die menslike insig van die verstandiges verwerp het. Want waar is die wyse man? Waar die skrifkenner? Waar die redevoerder van hierdie wêreld? Het God dan nie die wysheid van die wêreld dwaasheid laat word nie? Hierdie wêreldse wysheid, waaraan die Jode en die Grieke vasklou, en wat vandag nog so dikwels vir ons verkondig word, is altyd gefokus op my. Want ek moet die wet gehoorsaam. Ek moet minder sonde doen. Ek moet myself red. Ek moet vir God kies en ek moet my hart vir die Here gee. Ek moet al hierdie dinge doen en verstaan, sodat ek myself in die hemel kan kry. Sodat ek my eie redding kan verdien. Hierdie wêreldse wysheid wat so gefokus is op my, word deur God tot niet gemaak en verwerp. Dit word deur God tot dwaasheid gemaak, want niks van hierdie dinge kan ons red nie. Dit is dwaasheid. Dit is mensekennis, mensewoorde wat deur mense uitgedink is. Ware wysheid, goddelike wysheid, begin nie by ons nie, maar dit begin met die dien van die Here, Micha 6. Goddelike wysheid fokus op hom, op die kruis van Christus en op dit wat hy vir ons kom doen het, omdat ons te sondig was om dit vir onsself te doen. Goddelike wysheid begin by God en word deur God aan ons geopenbaar. Goddelike wysheid fokus op die maagdelike geboorte van Jesus Christus. Goddelike wysheid fokus op Jesus se kruisdood in ons plek ter vergewing van ons sondes.
Goddelike wysheid fokus op die leë graf. Dit is goddelike wysheid. Dit is nie mensewoorde wat deur mense uitgedink is nie. Dit is die wysheid en die almagtigheid van God wat ons in die kruis van Jesus Christus moet raak sien. In die kruis van Jesus sien ons die krag en die wysheid van God raak. Ons sien God se vaderlike liefde raak. God wat in sy groot wysheid vir Jesus, ons Here en ons held gestuur het om ons te kom red, omdat ons eenvoudig net nie onsself kan red nie. God wat vir Jesus stuur om ons sondes te kom vergewe, omdat ons eenvoudig nie ons eie sondes kan vergewe nie. Hierdie goddelike wysheid en waarheid is dwaasheid vir die Jode en die Grieke, vir die wat verlore gaan, maar vir die wie deur God geroep en gered word, vir ons is dit goddelike wysheid. Vir ons is dit die krag van God. Geliefdes, ons het vanoggend die voorreg om ooggetuies te wees van God se wysheid. Die doop is tog niks anders as 'n bewys dat God die wysheid van die wêreld tot dwaasheid kom maak het nie. Waar die wysheid van die Jode en die Grieke vir ons sê dat ons nie 'n God nodig het wat in ons plek aan die kruis gesterf het nie, kom openbaar die woord van God vir ons die enigste ware goddelike wysheid. Die wysheid dat ons nie sonder Christus by God kan uitkom nie. Die wysheid dat ons nie sonder Christus gered kan word nie. Met die doop van klein John Daniel kom bewys God dat die wêreld se wysheid toe inderdaad dwaasheid geword het. Want God kies vanoggend om in sy wysheid sy vaderlike liefde te kom bewys aan John Daniel. God kom bevestig vanoggend dat John Daniel ook sy kind is en ook aan hom behoort. John Daniel is nie 'n kind van God omdat hy reeds al die wondertekens gesien het en reeds al die menslike wysheid ken nie. Hy's 'n kind van God omdat God in sy wysheid vir Jesus Christus gestuur het om ook in die plek van John Daniel aan die kruis te sterf. Om ook John Daniel se sondes aan die kruis te kom vergewe. Natuurlik weet ons dat John Daniel nie eers vanoggend 'n kind van die Here word nie. God het reeds lankal gekies en besluit dat hy sy kind moet wees. Die doop is eenvoudig net die sigbare bevestiging, die teken dat God hom geroep het en dat God hom daarom nooit alleen sal laat nie. Daarom word John Daniel vanoggend gedoop. Daarom kan ons as geloofsgemeenskap vir God loof en prys, want God is die een wat kom verseker dat die boodskap van die Christus nooit vir John Daniel dwaasheid sal wees nie. Want, vers 24, vir die wat deur God geroep is Christus die krag van God en die wysheid van God. Met die doop kom bevestig God opnuut hierdie wysheid. Want hy kom bevestig dat Jesus vir ons aan die kruis gehang het, sodat geen dood of lewe, engele of magte, teenwoordige of toekomstige dinge of kragte, hoogtes of dieptes of enigiets anders in hierdie skepping vir John Daniel, maar ook vir elkeen van ons van die liefde van God kan skei nie. Die liefde wat daar is in die gekruisigde en opgestane Jesus Christus, ons held en ons Here. Mag ons dit glo en mag ons hieraan vasklou, want dit is die waarheid en die wysheid van God wat hy vir ons kom openbaar het. Dit is sy waarheid en sy wysheid waarvan Jesus kom verkondig het. Dit is God se waarheid, sy almagtigheid en sy wysheid wat met die kruis en die leë graf van Christus volbring is. Amen.